Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met oom sit. Die program skens voor afskop. Coach A. Ja, goeienaand om sit, goeienaand aan ons 1 miljoen subscribers. Ek wil vir een en elke hartlike welkom heet by die program. So ook ons eregaste vanaand, ons kom ons later bel om. Ja, ons gaan later. Ons hou vir die beste vir laas. Ons gaan later die gaste bekendstel. Ja, ek wil weer eens baie dankie sê vir elke luisteraar of elke kyker Yes. wat inskakel vanaand. Sonder julle is hierdie program van geen waarde nie. Coach, jong, daar het 'n tragiese ding gebeur. Ek voel in my hart, ons moet 'n bietjie so 'n tyd of 2 spandeer hier aan. Verlede week in Saterdag, daarso op Verliesdorp. Ons gaan nou 'n inset speel, ook wat daar gebeur het. En dit is die sekondêre skool wat se C-blok gebrand het. Ja, dit is tragies. Hierso net aan die begin van die laaste kwartaal. Volgens die inligting wat ek gekry het, Coach, is daar so 14 klaskamers het uitgebrand, het in die slag gebly, en die tragiek van hierdie saak is dat al daai klaskamers is basies praktiese klasse. Korrek, ja. Soos jou huishoudkunde klas, rekenaar, die boeke, die library. En ja, ek wil tog vra vir die kykers om in besonder te dink aan ons leerders en leerkragte daarso in Verliesdorp. Jy weet, met so 'n tragedie, deesdae kry die skole mos nie alles weet vir Mahala by die staat. So die skool het gevra as ons net 'n bietjie ook op hierdie programme bietjie daar ook in gesels. Dit bekend kan maak, en as daar enige skenkings is wat u in die hart geroepe voel om te skenk, kan u vir die skool skakel, vir mevrou Hollenbach. Sy is die sekretaresse daarso by Verliesdorp Sekondêre Skool, en die nommer is 071 450 3040. Kan jy iets te sê op dit? Ja, omsit, die probleem is, die rekenaars kost nogal 'n aardige bedrag. Nou, alles is ons gelaai op die ding. Al die digitale spore is nou weggevee. As die server nie uitgebrand het, die server is nie gewoonlik in dieselfde lokaal, so dan is dit ook nog daai is geweldig duur. So, dit is 'n tragedie, veral hierdie tyd van die jaar. Of enige tyd van die jaar, dat ek dit so sê, en ons gebede gaan uit aan die skool, en ons hoop dat dit so gou as moontlik weer na normaal toe kan terugkeer. Ja, nee, baie dankie, Coach. Weer eens, ek gee weer die nommer, is mevrou Hollenbach, is 071 450 3040. En as u weg opsien, of u ken miskien besighede of goeie vriende van u, kontak gerus, en kom met ons kyk hoe ons vir die skool daarso op Verliesdorp kan ondersteun. Want dit gaan nie net oor die skool nie, dit gaan in besonder oor die kinders. Ja, om te dink, jy die hele jaar gestudeer en al die inligting is nou weg. Kom sê, jong, dan kom ons hierso aan by die loting van die top 12 het Woensdag plaasgevind. Dis korrek, meneer. En dit was nog as 'n baie interessante loting om dit so te stel. Kyk, Caledon is in groep 1 ingedeel, en hulle speel natuurlik vir Newtons, Vredenburg, Abbotsdale wat hulle geskiedenis mee het, dan Woester Villages wat gesê het hulle het 'n appeltjie te skil. Nou ek sal nie sê appeltjie nie, want ons besig 'n bouwêreld. Hulle het 'n koring af te dop, en dan natuurlik Canola, en dan natuurlik van Reinsdorp Eagles. Wat Caledon natuurlijk in die oog gaan staar in groep 1. Groep 2, omsit noem die Pool of Death, is Safkol hier van die Overberg. Hy speel teen Robertson Town, Darling, Ceres, Saldanha en Young Spurs. So weer eens is die loting aan die tawekant vir Safkol. Maar ons is maar gewoond aan dit al. Ja, maar wie ek ons sê, nee, gister toe ek nou daar so, jy's mos hier in die ding in, wat ons daar besig met foto's vat, en nou sien jy die lok, en jy sê vir jouself, joh,
Safkol het 'n tawelloete, maar bietjie vanoggend toe ek nou weer nugter kyk na die ding, toe lag ek so met haar. Toe sê ek, dis mos Safkol se wêreld. Ja, Caledon Dis mos Safkol, en ek kom nie door die slotsom. Yes. Dat Caledon lê eintlik in die poel van die dood. Daai is net 'n kom sê daai is 'n maklike pool nie, want daai is manne wat jonk of kom ons noem hulle jonk en honger. Die gesoute veterane lê hier in die ander groep. Maar soos Newtons wat nou op kom. Ja. Daai manne wil 'n statement maak. En onthou, hoekom ek sê Caledon lê eintlik toe ek weer vanoggend na dit kyk, hoekom ek sê Caledon het na my mening 'n tawer hekkie om te gaan. As Caledon speel 3 van sy wedstryde weg. Hy speel basies net vir Newtons. Yes. Tuis. En ek dink dan is dit die van Rymsdorp Eagles ja. kom hiernatoe. Nou daai 2 wedstryde ek is baie eerlik, ek dink Caledon behoort nie baie probleme te hê om daai 2 wedstryde hierso op Canola Park deur te sit nie. Maar Caledon se grootste challenge gaan wees hulle eerste wedstryd op die 12de wanneer hulle hier aftree wil sal Weskus toe. Yes. Nou Vredenburg is die lokleaders daar. Ek dink hulle sal dan na binne en buite geslat hierdie jaar. So vir Caledon verstaan jy, as hulle 'n goeie wegtrek wil hê op die top 12, moet hulle daai wedstryd gaan wen. Want dan kom hulle terug, dan speel hulle 2 tuis. As ek dit reg het. Ja, speel 2 agter mekaar. Hulle speel 2 tuis. So as hulle daai een kan in die sakkie sit, dat hulle 3. Want dan moet hulle gaan, ek dink dan moet hulle gaan Abbotsdale toe. En hulle moet ook gaan Villa toe. Yes. En dis presies wat ek sê, dit is die manne wat jonk is, Villa was vir 2 jaar, was hy nou nie daar nie. En Woester Villages sal iets wil wys. Goed, dis wat ek So sê. vir my verstaan jy is dit Caledon moet 3 spanne gaan wegspeel wat top geëindig het in hulle league. Die Vredenburg, Abbotsdale, Woester Villages en dan het hulle vir Newtons wat amok gemaak het daarso. Korrek. Die manne daar van Harekole hy nou nog Ja. van Bella's uitgaan. Ja, laat ek gaan ja. Maar ek dink dis nou die tyd wat ons Oeverberg klubs moet rally. Moet step up. Moet rally en agter die manne begin 'n back, almal van wat nou speel in uitspelkompetisies of dit nou die top 12 of enige van die ander is. Kom ons support die Oeverberg, laat die Oeverberg soos een man staan. Ja, dit is absoluut belangrik vir my. Jou kans om op die top 12 te speel is verby. So gee jou support vir die manne in die top 12. En 'n interessante beskrywing, ek gaan nou weer terugkom na die top 12 toe, is dat daar word nie gepraat van 'n top 16 nie. Ook nie van 'n top 10 nie of 'n top 8 nie. Boland noem dit 'n super 16, en 'n super 10, en 'n super 8. Nou die super 8 is mos die dames, dis iets interessant wat hulle hierdie jaar gebring het. Maar ek wil 'n bietjie praat oor die pool waarin Safkol is. Coach A. Goed. Ek weet jy skram 'n bietjie weg daarso, maar ek gaan jou nie so los hier. Ek is ook 'n Safkol man. Ons moet praat. Praat saam met hom, Ek dink praat Safkol se saam met. grootste challenge is die Gold Cup verstaan, wat ons net oor gaan praat en dan oor die in die pool. Daai 2 wedstryde wat Safkol tuis gaan speel, dis die Darling en die Young Spurs. Daai is maklik. Maar die ander wedstryd wat hulle gaan speel, die heel eerste wedstryd was die Ceres. Ek dink nie dit is so maklik nie, verstaan? Want jy wil al 3 wedstryde wil jy wen. Dis korrek ja. En vir Safkol wat heel eerste vir die Ceres gaan kry met hulle wat nou nog besig is in die Gold Cup ook. Verstaan? En ek wil dit sommer sê, ek weet Safkol wen môre. Wen hulle vir Rovers daarso in die Durban. So volgende week speel Safkol weer Gold Cup. En dan net daarna kom hulle in vir die top 12. So dit is Safkol sal daai wedstryd moet wen teen Ceres en ek dink Ceres sluit hulle tande. Ek dink hy manne daarso van Ceres, nee, hulle bid dat Safkol môre wen. Want dan weet hulle Safkol die next week nog 'n harde wedstryd en dan kom hulle vir Safkol. Ek bedoel dit is mos die neigse van sport, verstaan jy? Elke opponent kyk, hoe kan hy aan die einde van die dag
die swakheid verstaan jy van Uitbuit, ja. van sy opponent uitbuit. En want net daarna dan gaan Safkol Saldanha toe, maar okay, ek hoor Safkol se manne sê dis hulle tweede tuisveld. So hulle het eintlik 4 tuiswedstryde, maar dis uitspele. En moenie vir Saldanha gering ag hierson nie en ligtelik vat nie, want hulle ander wedstryd wat hulle het, nê, is die laaste wedstryd van die pools van die pool die uitspele. Dit is Robertson Town. Dit gaan mes verwies. Kyk, Robertson wag vir Safkol. Want hulle het 'n appelverskil met Safkol. Hulle het mos in die doodsnikke van die wedstryd. Hy skop wat hy skop en misgeskop het. Lyk my hulle het 'n appel met al twee oefenbeerspanne te skil. Wie? Robertson Town. Maar wat ek wil sê is omdat ek het soos wat ek gesê het in die toe die ligas nog aan was, daar gaan 'n balancing act wees. Maar die balancing act gaan ons doen wanneer ons kom. As net week vir week al wat nou eers bestaan is môre. Ja, jy weet coach ek kon sommer vir die ander spanne sê dat hulle sommer dit weet. As hulle nou dink Safkol gaan 'n bietjie swakker wees. As hulle in een van die semifinale van die top 8 van die Gold Cup speel. As hulle nou nog Safkol gaan 'n bietjie swakker wees, verstaan jy, in die top 12. Dan wil ek wel sommer vir hulle sê hulle gaan 'n groot fout maak. Want wat Safkol reg gedoen het hierdie jaar. Hulle het 'n kondisioneringscoach. Yes. Baie belangrik. En jy kan dit baie duidelik sien nou, die tipe van beserings wat Safkol hanteer is gering. Daai was een van die beste besluite en ek het nou die dag vir Dimitri gesê. Dit was een van die beste besluite wat Safkol gemaak het om 'n kondisioneringsafrigter aan te stel. Maar En dis hoekom ek sê Safkol het 'n groter pool. Baie van die mense het gesê, maar ja, jy kry mense van buite af, jy kry dit en jy kry daai, maar Safkol het geweet. Dit gaan alles oor beplanning. Want as Safkol nie beplan het, hulle nou met hulle vinger weet nie waar sit nie. Verstaan jy? Want hier sit ons nou. ja, wat ons gedoen het om die tweede span is deel van die squad, die overall squad. En die tweede span het die league gewen. So die talent lê daar. En dan het jy nog jou sê 23, 24 manne wat nou Gold Cup vat. Maar die hele groep in totaal is 2,5 spanne. So ek sê dit sal 'n balancing act wees, maar dit gaan definitief is dit game for game nou. Ja, nee coach, dit bring ons sommer by die Gold Cup. Maar ek wil net voor ons Gold Cup praat, ons het gepraat van die conditioning coach. Ek dink nie jy gaan beter kry as Ja, coach, jy wil net jou as 'n Nato Frederik sien. Jy wil jou beeld kom braai man op 'n Safkol man. Hy man is gewig. Nee, Maar en die ander manne hulle hoe sê hulle? Hulle gaan hom Hulle haal. slide in die DM's in. Hulle kan maar slide. Hulle kan maar slide om sit. Slide in dit. Slide in dit. Hulle moet maar al verby slide. Hoe sê ek wil ook net noem, dan is ons op die regte pad by Sioux se Safkol kondisionerings. Ons gaan nou by julle ons op een. So ons is hier op die regte pad kom. Julle kom weer pys nou ons. Julle wat sê ons nou julle al hier. Die Gold Cup, kom Yes. jy. Dis massive môre. Ek sien dat wedstryd word uitgesaai op Supersport schools. Dit sou aanvanklik nie uitgesaai geword het nie. Hamiltons Correct, ja. en die Bulls se bets, Correct. maar Hamiltons is gediskwalifiseer. Gediskwalifiseer. En ek dink toe Supersport besef, jy waar. Safkol. As die span wat ons nou moet nader trek vir Saterdag se om uitgesaai te word. So die kykers kan Saterdagmiddag 3 uur kan hulle soos coach eens verlede week gesê het, die Here se manne, Die Here se manne. die manne wat belief, kan hulle sien. Die ganse wêreld kan sien Saterdag. En dan kan hulle belief in hy song wat sê, daar kom Safkol alweer. Safies up, ja, maar kom ons, die ding is, om sit, ek het gekyk of wat uitgesaai was, maar nou wat om sit sê, die ding van Hamilton gaan ons nou, wat noem maar dit, as een man? Ja, hy kon het nou seker so 'n uur en 'n half terug gekom. Yes, hulle gaan nou, Het ek het gesien, op die Gold Cup.
Hulle gaan ons nou query, wat noem man dit nou weer? Hulle gaan 'n dispute eenheidskorsing instel. Ja. So, dis okay. Ons word gestream is al wat ja. So al wat ek vra, weer eens manne en vrouens, kinders, seuns en dogters, trek Saterdag groen aan. Nie vir die bokke nie, vir Safkol hier in die Oeverberg. Ja, maar wat ek wil sê is ons het ons al gesien al 'n klap. Ons het nou sien dat die bokke terugkom. Nee. Maar hulle moet Nee, môre maar sit, die- maar hulle moet môre sien hoe gaan hulle 'n klap afsien op die lughawe. Oei, daar's 3 busse vol. Die mense gaan vlaan, alles is die bokke. Dis amper soos jy overseas gaan. Yes. En as ons terugkom weer so. Ja, wat lyk my ek sal my Daar kom 'n taxi iets hier, van alles en ook die. Ons so bly hou. Ek met my connections heel daar by die SAK jong ETV. Ons kyk nou iets kan doen af hier op die lughawe. So wanneer op basis is my manne daar optrek van die SAK of die Yes, no, dit ETV sal nie. goed wees man om sit te staan nog. Want is 'n massive voorreg om eerstens in enige uitspele deel te hê. Nee, is 'n massive voorreg. En die tweede ding is om deel te wees van 'n elite tipe van groep klubs wat meeding is 'n voorreg. Mens kan nie en iemand die Here die prys gee vir elke stap en vir elke ding wat reg uitgewerk het. Selfs die wat nie reg uitgewerk het nie. Ons ook die Here 'n prys gee want daar's 'n pad en wat soms 'n draai maak, maar die draai is met 'n doel daar. Ja. Okay, ja, dan stap ons af. Ons kom na die verpligte relegasie wedstryd. Ja. Ek was vandag daarso in Genadendal en toe praat ek 'n bietjie daarso met van die manne daar. Nee, die manne se gees is goed. Hulle sê die spelers gaan op hulle eie met 'n bus en die spectators apart. Hulle het een ding. Na daai wedstryd, dan gaan daai spelers op hulle eie pad. So spring ons. Julle sê julle lewe moet fiks meer vanmôre. Ja. Want Genadendal was nou al 2 keer daar. Hulle weet hoe om heel jaar net te oefen en reg te kry vir die final, die relegasiewedstryd. En môre gaan geen uitsondering wees nie. Genade sê as geen manier hoe hulle sakkie. Hulle gaan met 'n bus, hy spelers apart. Alles is klaar gereël, die vleis is in. Die chops is alles is. En dan dis die motivering by hy spelers. Agter na die wedstryd as 'n groot braai terwyl ons kyk hoe wen Safkol vir Rovers. Maar ons sit daar's 'n bietjie meer beplanning ingegaan by Genadendal. Kyk, die manne warm up op die veld hier, die manne draf uit Greyton uit. Ja, genaal toe. Ek verstaan daar was En hulle moet binne 'n sekere tyd te doen. ek verstaan daar was 'n Boland voorspeler of 'n Boland voorspeler coach of iets op die week. Ja? Bietjie kom hulp gee daarso vir Genade. So hy manne is ergens daar op die Ja, men is kyk, is dit hierdie jaar. Nee, hy manne sê hulle gly nie, hulle is soos 'n kat op warm plaas. Ons sit hulle sê mos by Brendaal staan, never quote, maar hierdie Yes. keer is never die. Never drop op die af. Ons bly ja so alles sterkte aan die spanne van die Oeverberg, altyd Oeverberg spanne. So alles sterkte vir hulle môre. Mag ons goeie rugby sien. Ja. Kom sê dan het ons gekom by ons gaste. Ons eregaste, Ons né? eregaste vanaand. Maar voordat ek daar kom, ek wil weer hê hulle moet hy video speel van high school. Dis my cruise, is my baie belangrik. So ek wil eers hê hulle moet hy video gaan speel van high school vir Liesdorp sekondêr. Die nommer wat jy kan skakel is mevrou Hollenbach 071 En ek vra asseblief, as jy 'n sakeman is of jy 'n kindersakeman of 'n sakevrou, was 'n sender wie kontak die nommer op die video tot en dan sien die tragedie wat verlede week in Saterdag plaasvind.
Okay, daar het julle die video nog gesien en asseblief tog kom ons kyk hoe ons daai gemeenskap en high school kinders kan support. Ons gaste. Ek is van vanaand coach uit voel ek sommer weer tuis jong. Riversdale jong. Ek verlede week was ek Heidelberg. Vanaand is ek Riversdale. Gerard du Plessis, daar waar ek skool gegaan het. Ons het hierso vir Daggy Joseph, die onderkaptein van Seahawks. Welkom hierso Daggy. En dan die hoofafrigter van Seahawks, Mr. Morris. Welkom hierso. Ek wil hê julle moet vir julle self bekendstel wie julle is, dat die luisteraars kan weet. Ek dink ons kan sommer begin by Daggy. Hallo, goeienaand. Mijn rechte naam is Gledwin Josephs. Wel bekend als Daggy in die Oeverberg en zo omzet ze in die Riversdale area. Ja, ik is maar een man van Riversdale. Mijn rugby kom speel bij Seahawks hier en ik geniet het nog elke ogenblik. Al dit bij je dankjes even omzet en coach. Dat jullie voor ons verwelkomen die zo vanavond. Die hoofcoach, die hoofeister. Baie dankie om sit en coach A. Vanaand is dit vir my 'n besondere voorreg om weer so by julle vanaand te wees. En dan wil ek ook vir al die kykers en die luisteraars ook goeienaand almal. Ja, baie dankie vir die geleentheid om sit. Ek is Monrico Morris, die hoofafrigter by Seahawks. Ja, en ek is oorspronklik van Wellington, maar is nou woonagtig vir 12 jaar in Bredasdorp. So ja, ek is en soos ek genader vir by Seahawks om te kom help afrig. So ja, ek is nou daar in my eerste jaar by Seahawks. Okay, baie dankie. Seahawks het verlede week gespeel teen Spring Roses. En ons wil julle gelukwens dat julle die streekskampioene is vir die streek uit daar in die Oeverberg. Maar ons gaan nou eers na 'n video insetsel kyk van Seahawks. Seahawks together standing. Okay, ons is weer terug en daar het julle gesien, die kampioene in die Oeverberg. Streeks uitdaag kampioene Seahawks. Weer eens baie geluk aan jou Monrey. Dat is 'n besondere prestasie. Ek het in die week het ek gelees en ek het met julle voorsitter gepraat toe sê is 'n beplanning van 5 jaar. En ons het al baie op hierdie program gepraat van Seahawks, hulle dissipline, administrasie. En jy kan duidelik sien, julle is baie gefokus. Kan jy vir die luisteraars of vir die kykers vanaand net 'n klein bietjie insig gee in terme van hierdie journey wat julle gehad het oor hierdie 5 jaar en spesifiek hierdie jaar, want ek het verstaan julle het al 14 wedstryde het julle gewen. Dankie om te begin. Dit is alles voorbereiding en beplanning wat ingegaan het met dit. En Seahawks spesifiek hierdie jaar is besig met 'n vernuwingsproses waar ons wat daar gesê was ons wil nie meer in die streke daar speel, ons wil 2025 in die groot dag speel. So ons het begin in die begin van die jaar, ons het dinge in plek gesit, coach A. Ons het vir mekaar gesê ons wil daar kom, maar hoe gaan ons daar kom? So as 'n mens moet daar wil kom en dan moet jy mos 'n paar dinge in plek sit, beginsels of doele vir die jaar wat in plek moet wees. Ons het gesê ons doel gaat vir 2024, ons wil groot dag nog aan 2025, so ons het nou reeds hy doel bereik. En nou is ons next goal is, ons wil graag by die algehele streke dag in die hele boel en wil ons ook verower. So dis ons next missie om het so te stel. So ja, ons het toe dinge in plek gesit, ons het gesê, okay, as so suksesvol wil wees, dan moet ons sekere dinge daar sit. Soos byvoorbeeld, ek hoor coach, ek dink ons in Safpools so goed is baie korrek, ja. Baie van die goed klink meer as dieselfde. Yes. En ons het ook gesê ons wil God eerste stel by alles wat ons korrek, ja. wat ons aanpak, ons wil nederig wees.
Ons wil gedisciplineerd wees, moet broederskap wees en spanwerk en slim werk en dan het ons systems in plek gesit. Hoe gaan ons speel om suksesvol te wees? Ons het attacking systems, ons het defensive systems, ons het line-out, set-piece systems, alles in plek gesit. En die belangrike ding van dit is, ek het vir die manne altyd gevra, verstaan julle wat ek wil hê julle moet doen, wat jou job is of jou rol is. En die manne het ingekom, hulle het gesê, ja coach, ons verstaan wat coach wil doen. In die begin was dit 'n bietjie wankelrig, want kyk, jy kom nou met 'n nuwe Korrek, ja. Altyd. plan en so, nou moet die manne adapt, improvise en survive. So, dit was die proses en ja, ek het gesê, dit gaat miskien by die eerste ronde 'n bietjie gesukkel wees, maar as ons by die tweede ronde kom, dan het die manne nou die Al getel. yes, dan verstaan hulle nou wat is die proses en die system wat ons wil speel. En toe sê ons vir mekaar, as ons die beste wil wees, die quote sê mooi in Engels, don't wish for it, work for it. So ons het gesê, ons gaat nie wens vir dit en net droom hier so in die lig, ons gaat dit maak nie, ons moet werk vir dit. En ek dink, met die harde werk is ons nou beloon om volgende jaar na die groot dag in die Overberg deel te kan neem. Ons het jy sê ook hier gehad in die begin. En wat vir my uitgestaan het, kyk as 'n man, hulle sê jy moet so geloof hê, hy bid vir reën en hy by die deur stap met sy bril. Kots hy kon jy so. Yes, maar nou ek sê dit heel jare al, Seahawks het gesê nee, maar ons wil goed die dag toe. In die streek speel hulle met 2 spanne, maar Seahawks het van die begin af Met 3 gespeel. gemik vir 3 spanne om hulle voor te berei vir 2025. Nou daai vir my is belief man, is faith in action, is wat die coach van praat, daai is jou stelsels en jou systems en jou in plek sit. En vir my was daai een van die groot uitstaande feite van Seahawks, omdat die belief was daar. En hulle het gesê, ons gaan daar kom. En ek wil ook vir ons vir die wys hier langs my en vir die head coach daai kant en vir almal van Seahawks honest en vir almal wat daar speel vir die hele gemeenskap. Dis nie iets kleins wat hulle reg gekry het. Dis iets groot. Want om uit die streek te kom, daar's manne wat streek toe gaan en dan sukkel hulle vir jare om uit te kom. So, well done guys. Well done. Ja, Thank you. Ja, 2 goed wat ek net gou wil by stil staan wat Morris hierso genoem het. Die een ding uit net toe genoem van hulle het ook 'n kondisioneringscoach aangestel. En jy vra vir jouself, strek uit daar met 'n kondisioneringscoach. En dan besef jy die mense het goeie beplanning. Hulle het goeie vooruitsigte. Yes. Hulle weet waaroor dit gaan. Die tweede ding wat ek geluister het wat hy hierso sê is dat hulle journey tot sukses het nie nou gestop met die beker wat hulle gewen het Korrek, ja. as die streek uitdag kampioene in die Overberg. Hulle gaan nou top 16 speel. Hulle wil aan die einde van die dag, soos 'n rivier se eend, hulle rivier het nou wel gedeel, verstaan jy, maar toe Goppele rivier, verstaan jy, in op die boeke staan rivier het verloor, want hulle coaches, dink ek, hulle is nie wakker genoeg gewees, hy daar verstaan en vir Boland te sê, wag, jy kan nie extra tyd die speel nie, ons moet nou die beker deel, soos Heidelberg en Grootbrak, 2 weke terug aan die SWD. Hierdie manne se doel is, ons wil die algehele wenners wees van die streek uitdaag kompetisie in Boland. Korrek. En dit sê weer eens vir my, verstaan, die manne is op 'n mission. En coach, jy kan onthou, aan die begin van die jaar het ons hier gesit. En ons het baie oor Seahawks gepraat. Korrek, ja. En vanaand het ons weer hierso met Seahawks. En hulle drome, dit wat ons gebelief het ook van hierdie stel af, Korrek, ja. het hulle vervul. Ons het gepraat oor Botterrivier. Yes. En ons, Yes. kyk waar's Botterrivier Yes. vandag. Yes. So, ja, ek is, As ons die blessing op mense sit, ons kom hulle met 'n laggie. kom hulle nie lag nie. Maar regtig, manne, as ons die blessing op hulle sit, dis 'n klawa. Ja. Is dit my blessing op Ja, Saggie nee, se man, bol? ons het die blessing toegebid op Seahawks aan die begin van die jaar. Ja nee, hulle wen die streek uit die algehele wenners. Ja, ons het- Manne, julle daar in die bolle op 16. Ja. Ek weet nie eens hoekom julle wil kom speel nie. Julle kan maar hy 5 stuur. Nee, julle kry 5 stuur. Dan die jong Rabbersdaler.
Hoe beland jy langs die see? Seker weer. Nee, het was nie makkelijk geweest voor mij om te komen. Maar daar is op toen niet, want mijn hart dit was met me al die jaren, mijn familie is daar. Correct, ja. Maar ik heb een wonderlijke vrouw ontmoet, wonderlijke kinders bij haar gekregen. Ik heb dat gezien. Ik heb gekomen bij de Daarsdorp toe. Mijn journey het begin bij Rangers en het vandaag is hij bezig bij Aniston. Ik heb precies diezelfde pad gestapt. Maar een mens is niet dankbaar. Een mens is niet respectvol, want hij mens het hulle deure oopgemaak vir jou. Hy mens is lief vir jou. Dit was moeilik aan die begin vir hulle om te aanvaar dat inkomers Correct. van hulle spelers uit hulle span het speel, Yes. maar die liefde wat hy mense vir jou gee, die respek wat hulle vir jou gee. Jy weet, 'n mens kan dit net nie anders te doen om vir hulle te wys naweek na naweek dat ons speel om julle gelukkig te maak en hulle wys ons kry dit reg. Maar op die einde van die dag, Vitos is die man van bo wat ons help om hierdie gemeenskap se hoop weer terug te bring wat daar moet wees. Omsit, ek wil net aan die begin van die jaar het ons dieselfde ding gepraat. Van die manne inbring van buite af. Nou moet jy 'n tipe van jy moet nou 'n plan hê om die manne te laat jaag. En baie klein plekkie mense het klein plekkies in droom. Hulle wil nie buite mense hê nie. Dan blaas hulle wange net so op en hulle wil wegloop van en hulle wil die coach sleg maak en die bestuur sleg maak. Maar die bestuur van Seahawks en die players en die gemeenskap het hy transition gemaak in hulle mind. Dit is nodig om te groei. Coach, jy weet nie, en ek wil vanaand dit weer op die stel sê, en ek sê dit met groot liefde, die dae om met huiskinders te speel, is verby. As jy jou dorp op die map wil sit, met sport, en sport wat die gom is, veral in ons bruin gemeenskap, Correct, ja. om mekaar te gel, kan jy maar vergeet om net met jou huiskinders te speel. Jy het 'n keuse. Jy kan sê ek wil 'n klub wees, om jaar na jaar in die groot uitdag te wees, maar ek wil net 6de of 5de eindig. Ek is happy om daar te wees. That's it fine. Maar as jy ambisie het om bekers huis toe te bring, om mense na jou dorp toe te lok, om beleggers na jou dorp toe te lok, dan moet jy 'n visie hê. Kom ons vat 'n simpel voorbeeld. Die ouens wat nou Gold Cup speel, Rovers in Durban. Dis nie almal mense van Durban, verstaan as dis nie almal Durban se moenats is nie. Ja, ek weet nie waar. Ek miskien nie een van Durban nou. Presies. Yes. Die Nakap Bulls. Dis nie almal mense van Pretoria nie. So waar ons aan die idee kom verstaan sê van ons moet met huiskinders speel. Ek verstaan dit nie. Want ek bedoel hierso met Safkol nou. Hulle moet nou gaan speel teen die ouens in die Durban wat die huiskinders is nie. Hulle moet nou gaan speel volgende week met hulle die span my mense in Pretoria gaan speel. Verstaan jy? Ek belief Safkol gaan môre sukses behaal. Verstaan jy? Jy moet dit glo man. En dan spreek dit sommer uit ook so. Ja, Die punt wat ek wil maak, Seahawks was versiende. korrek. Soos 'n Safkol versiende was. Korrek, ja. Want hulle het drome gehad, verstaan? Hulle het drome gehad om bekers te lig. En vandag staan hulle aan die voorpunt van om die Super 16 beker van Boland hulle die algehele wenners van die en volgende jaar kan ek nou al vir jou sê, moenie dink die manne gaan met 'n lag kom nie. As ek sien dan wat ek hierdie jaar gesien het, coach, Korrek, ja. ek maak verkeerd wees. Ja, maar wat ek omsit dit baie belangrik en ek wil hier twee maniere vra. Omsit dit baie belangrik en dis die mense wat ek ook wil bedank. En is die borge van Seahawks. Veral hulle hoofborge. Daai manne wat daai konstruksiemanne, hy manne in die boubedryf en hy manne. Hy manne het jaar na jaar vasgebyt by Seahawks. Belief, ja. En ek wil hy mense bedank vir wat hulle ingesit het by Seahawks, want daai het ook 'n verskil gemaak. Soos om sê, business is te trek. Geen klub kan function sonder input van beleggers. Nou, ek bedoel, jy is daai vraag, dit was by volgende vraag aan hulle, verstaan jy? Wat maak hulle? Wat maak julle by Seahawks? Dat 'n konstruksiemaatskappy selfs in julle donkerste tyd
nog steeds vir hulle gesupport. Want ek het 'n paar wedstryde daar bygewoon. Ja, seker so 4 al. En as jy net dieselfde maatskappy. Yes. Wat maak julle? Miskien is daar 'n storie in verstaan of 'n les vir ander klubs vanaand. Wat hulle kan nood vat. Ja, ons het kyk SPL soos julle kan sien. Dis soos Ankerborg. Hulle was eers die hoofborg, maar nou is hulle die klub se Ankerborg. En hulle het nou al 'n lang verhouding met die klub met Seahawks. En in 'n vennootskap met Seahawks omdat dis 'n konstruksiemaatskappy binne Arendstad en hy wil belê binne in sy die mense binne in sy gemeenskap. So ja, en dan wil ek ook noem, ek dink is 'n collective effort coach. As 'n mens dit nou vat, as jy nou vat jou bestuur, jy vat jou spelers, jy vat jou coaches, jy vat jou supporters. Ons het gepraat van wat ons het nou fiks het en kondisioneringsafrigter. Jy vat jou medics. Ons het nog glad 'n wellness persoon ook wat eintlik my taak makliker is wat maak. die manne gepraat het in die begin ook. Ja, wat eintlik my as coach se taak makliker maak. So ek hoef nie meer as daar probleme is met die speler, miskien 'n maatskaplike of 'n welsynsprobleem of sosio-ekonomiese probleem. Korrek, ja. Daar hoef ek nou dis nie meer my job. Ek kan wel met die ou gaan speler gaan praat, maar daar is 'n ou wat hy rol vervul so en dan het ons ook 'n stelsel van bly in jou baan. As jy die bestuur is, dis jou job. Doen Bestuur, ja. Yes. As jy 'n afrigter is, soos wat ek nou is, doen net jou coaching job, dis jou rol. Ja. As jy supporter is, ja, supporters gaan ons maar altyd kritiseer om sit. So maar ek sê maar altyd ek sê sommer dat die coach sê ek dankie ook aan die ouens wat my kritiseer. Want ek leer eintlik iets by hulle as hulle my kritiseer. Hulle was op ons toon. Yes, hulle op ons toon so. Dankie aan hy ouens ook. So ja, is regtig 'n collective effort, almal se rol wat hulle speel binne. En dan is ons systems binne die klub. As ons nou praat oor administrasie, rugby, bestuur, ek dink ons hy systems en hy rollestelsel is perfek. Dankie man. Dankie sê gou vir my. Ek sit nou hier sit te dink nee. Vir iemand soos jy wat in die groot uitdaag gespeel het by die Daarsop Rangers, my klub. Die gekweste tiere. Om 'n skuif te maak om te sê nee, maar ek gaan in 'n laer liga speel. Dit sit nie in enige een se skoene of enige een se broekie want almal wil in die topliga speel. Hoe was daai wat was daai besluit wat jy geneem het? En het jy kon droom dat jy binne 'n jaar weer terug gaan bons na die groot uitdaging toe? Ons nee, ek het nie gedink dit sal so gaan doen, maar as ek my persoonlike rede sal vat om sit dan ek weet ons het lank aangekom met Rangers en ons albei en ons het saam gespeel, ons het 'n paadjie gestap en ongelukkig het die paadjie op die einde van die dag mos nou nie meer uitgewerk soos in enige werk as jy 'n nuwe werk kry, maar toe ek skuif was dit moeilik, dit was swaar, ek het lank gedink aan, ek het gewonder is dit die regte ding, is dit nie die regte ding nie, maar toe het ek vir myself gesê, weet jy, gaan toets nuwe water. Die mense stel belang, soos die coach gesê het, SPL, die Wys, die Che, jy weet, die mense het ingesit, hulle het moeite gemaak, hulle het na jou toe gekom, hulle het kom luister, hoe jy voel, waarin jy belangstel, en ek moet regtig waar sê, van ek daar gekom het hulle baie maklik gemaak as 'n speler, as 'n onderkaptein, ek doen regtig nie baie as 'n onderkaptein en wat hy mense vir jou doen is net great en is wonderlik want ek kon nie gevra het vir meer en ek wil nie mense uitsonder vir wat hulle doen nie, maar mens moet eerlik wees ook as mense vir jou gee wat jy kry, coach B en wat jy ontvang kan jy net teruggee op hoe as 'n speler, 'n rugby speler kan homself bewys. Maar wat vir my ook belangrik is om sit as die feit dat dit nou derby is in Bothaville. Eina. Kyk uit die huise daar klaar gemondeer of van sy kinders wat lappas hy. Ja, nou volgende jaar die derby gaan dit baie interessant wees. Ek is familie teen familie eintlik, broer teen broer en dit's altyd nice man. Sulke wedstryde is vir my baie nice. Ja. Jy sien coach uit terwyl Dankie nou so praat en hy sê hy skuif maak toe dink ek sommer aan my held en
my mentor, iemand na wie ek opgekyk het in die politiek, Dr. Ellen Boesak. Toe ek desies by die gemeenskapsdiens was op Caledon, het ek hom genooi. En ek het die voorreg gehad om daai Sondag te sit in die kerk. En kyk, jy kan maar nou van Boesak sê, jy wil hy ouers 'n master in prediking en motivering, en hy preek hy oggend, hy gedagte verstaan jy, en hy sê, ons moet die diep waters invaar. Ja. En dit het my onmiddellik laat dink wat hy sê, somtyds verstaan jy, sit ons hierso, en ons het opportunities wat ontsluit moet word. Correct, God ja. wil hê ons moet daai opportunities ontsluit. Yes. Maar nou sit ons hierso en ons is bang. En as jy nie bereid is om by diep waters in te vaar soos 'n Petrus in die geloof, jou vertroue in God, dan gaan jy nooit die doel bereik waarvoor God vir jou geskep het op hierdie aarde nie. En ek wil eintlik vir die rugby spelers aan buitekant sê, daar is miskien 'n speler aan buitekant coach uit wat miskien nou al heeltyd wik en weeg, hy sê, "Jo, moet ek nie." En dan besluit hy maar volgende jaar, ek begin maar weer hierso. Hierdie man, dalk het 'n besluit geneem met in 'n laag liga gaan speel. Maar kyk, waar is hy volgende jaar? En as jy Hy maklik is volgende jaar weer terug, waar hy 'n paar jaar terug was, 'n Correct, groot ja. uitdaging. En hy kan daai storie van hom kan hy vertel, verstaan, hy was nie bang gewees Dis 'n getuienis. om sy getuienis, ja. En dit is hoekom ons hierdie program het, verstaan, om te gesels, verstaan, om mense se stories te hoor, en ander spelers te motiveer, en om in klubbestuure en in gemeenskappe se koppe te sit, verstaan, en sê, vergeet, die lewe gaan aan die buitekant, huiskinders gaan nie meer werk nie. Jy moet 'n bietjie gaan buitekant Jy kyk. moet gaan kyk, ja. En jy moet seker maak dat aan die einde van die dag daai mense, daai spelers wat kom, dat hulle gelukkig daar is. Ja, maar die ding is om sit, wat ook belangrik is die klimaat in die klub. Die wys, hy sê hy is baie happy. Baie kere as die manne mense inkry en hy mense, die klimaat is nie so lekker nie, dan gaan die mense almal weg. Nou wat gebeur? Ja, hier kinders wil hulle sê nee, ek was nie die ander dag goed genoeg nie. Nou wat gebeur met hy klub? Die klub val. Yes. So daai balans is so belangrik en dis iets wat Seahawks reg gekry het. Is die balans is fantasties. Ek sien dit, ons praat al hele jaar oor die manne se administratiewe drive wat hulle het. En ek wil nou juist aansluit by coach hierdie vraag hierso vir die afrigter. Hoe het julle gemaak om die gemeenskap in te laat koop? Om spelers van buite, jy self is van buitekant af, om ander spelers van buitekant af te kry en hulle te laat gel met mekaar. Want veral klein gemeenskappe kan baie keer baie moeilik wees. Veral as hulle al die jare gespeel het, verstaan, vir 'n klub en dit is nie maklik nie. Ja, dankie Sit. Ek dink die ons Unise president het die ander dag gepraat oor vernuwing. En dan is dit hy ook genoem van daar moet eenheid wees en dan om hoop te skep. So in Arniston dink ek was daar aan die begin van die jaar met van die spelers gepraat en veral ons coaches het ook met spelers gepraat om te sê waar kom spelers nou na Seahawks toe. En soos ek dink vroeër genoem het, is gaan oor nou moet die speler adapt, Yes. improvise en survive. Correct. Hy moet aanpas. Ja. Dis ongelukkig so 'n vernuwingsproses moet jy ongelukkig aanpas. En so het hy ek dink in die beginfase was dit maar nou moeilik want hier's nou 'n hele klompie ouens en 'n coach wat nou nie is en so aan so. Ek dink ons toeskouers en self ons borgers en al ons ondersteuners daar buite het maar nou 'n adapt met die vernuwingsproses. So en basically aan die einde van die dag het dit mos maar nou sy wil hoop skep in hy gemeenskap. Waar mense hopeloos is om sit en dan wil sy moed skep waar daar miskien moedeloosheid is. So basically gaan dit maar vir ons daaroor. En as die mense inkoop dit dan sal dit werk. Maar die ding is om sit, maar weer eens, wat Seahawks ook reg gekry het is, hulle het 'n kultuur geskep in die gemeenskap. 'n Seahawks kultuur. Ja. Ek het nou gepraat oor Safkol wat 'n Safkol kultuur geskep het. Nee, jy sien coach het die ou nou gepraat van moed. Ek sê altyd vir mense, ek is armoed. Yes. En dan kyk hulle my so. Dan kyk hulle my so sê ek, ja, ek is armoed, my van is armoed.
Julle hoor maar nou van hom sit, ek sit nie daar armoed. En dan sê ek vir hulle, maar ek is volmoed. Ek kom met 'n laggie. Ja, Daggie, as daar enigiets anders wat jy vir die luisteraars of die kykers vanaand wil sê? Nee, omsit van my kant af en van Siok se kant af, die manne wat daar buite is, die dames, die mense wat die show kyk, ons wil net vir julle baie dankie sê dat julle vir ons ook raak sien as 'n rugbyklub. Ons is 'n baie klein gemeenskap hier daar so in die vissers area. Wees welkom om 'n draai te kom maak daar, om te kom kyk wat daar aangaan. So baie pragtige dorp en wees verseker die rugby is net so mooi as julle belangstel. Maar baie dankie vir een en elke boodskapies. By ons gaan dit nie verby nie. Ons is dalk nie elke dag op Facebookie, maar ons sien die boodskapies en alles wat julle vir ons stuur. Mense wat van ver af kom, aanstanders wat in die Kaap bly, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie, ons is regtig dankbaar. En vir hom sit, Coach B, baie dankie vir die geleentheid dat ons hier kon wees. Yes. Morris, wat sê jy? Om sit van my kant af, wil ek dankie vir julle ook sê vir die platform wat julle hier skep om 'n bietjie exposure te gee. Yes, belangrik. Aan gewone gemeenskap mense en so aan. Ja, ek wil ons Hemelse Vader eerstens dankie sê vir dat ons vanaand hier kan wees. En dan wil ek ook my vrou en my kinders baie dankie sê. Ja, want sommige tye voel ek om coach sê ek skiep hulle so af. Ek skiep hulle af en ek sommige tye voel as ek gee nie jou kinders bietjie speeltyd en so aan nie. Maar gelukkig by my omsit my vrou hou van rugby. Dat help al baie. Sommige tye gee ek myself tips. Okay. So Wat sê so gekom? so sê help my nogal met tye baie dan wil ek ook, ek dink ek het dit al genoem, vir ons bestuur baie dankie sê, vir ons almal wat daar betrokke is, die medics, ons kondisionering coach. Ek het vir even gesê manne wat kritiseer, ons supporters, ons borge of ons ankerborg en ander borge, ons wil vir hulle almal baie dankie sê, julle stops manne. So dis mense wat ek wil sê my waardering uitspreek om sit. Ja, en dankie vir een ding wat julle uiteraard reg gekry het. Jy gaan kyk na al die, ek noem sit praat baie oor. Jy gaan kyk na al die klubs wat styg. Die ding wat hulle eers reg gekry het is dissipline. Dissipline binne in die klub self, by die spelers, sowel as by hulle gemeenskap wat Saterdag op die veld staan. Daai dissipline is een van die goede wat regtig enige klub dat vorentoe gaan. Ja. En coach, die ander ding wat ek sien wat julle, ons het net gepraat van Safkol en Safkol het 'n besluit geneem. Die storie van Safkol is nou op YouTube. Wat is hy? Jou kant van die storie. Jou kant van die storie, ja. Die eerste episode was gisteraand dink ek of Verstaan. Woensdag aand. Maar wat ek wil sê is, ek het eendag in 'n diens gesit. Toe sê die ou, nie 'n diensie, Pieter Maree het dit gesê. Pieter. Pieter, ja. Hy sê, jy kan die dierste vriese hê, die goedste dierste vriese. En dan kan sy jou topklas vleis binne in hy vriese hê. Topklas. Maar as hy vriese nie ingeplak en ingesit is, gaan die vleis vrot raak. En dan beteken hy vriese niks. So, die beste ding wat jy kan doen, om alles binne te hou soos dit moet wees, is om te gaan inplak, daar waar die krag is. Yes. En die krag kom van bo. Yes. So ek waardeer julle, Yes. wat julle doen daar. Coach, daar wil ek ook net jy het nog genoem van die dissipline. Nou ek is ook werksaam in Arniston al vir 12 jaar. By die visserye departement, Okay. so. Dis eintlik wat my taak makliker maak. Ek verstaan die mense. Yes. En onthou, die ouens in Arniston het baie gegroei, om dit so te stel. Want dit sê het my altyd gesê in die verlede was daar coaches, daar bly nie langer nie, want die dissipline was te moeilik. So ek het reg gekry nie. So ek dink dat dit miskien 'n invloed dat ek menseverhoudings opgebou het oor die jare, oor my 12 jaar wat ek nou daar is. So ja, en die ouens het baie ontwikkel en gegroei, hulle menseverhoudinge veral. So en die respek en die samehorigheid en al die dinge. So ek is eintlik trots op die Arniston is daar. Ja, nee, die tyd vlieg. Ons het alweer gekom aan die einde van vanaand se show.
Maar van my kant af wil ek vir julle baie dankie sê dat julle gekom het na ons toe. Baie dankie Coach A. Julle vlieg môre as julle daarso in Durban. Sterkte daarso vir Safcol. Ek weet dis 'n positief. Volgende week julle teen my span weer daarso in Pretoria, by die heilige grond, Loftus. Dat is die regte plek vir die Here se manne. Ja, die regte plek daar om so te gaan, maar die heilige grond, die Here se manne. Ja, nee, ons is al uitgenooi na Seahawks toe. Ek wil vir die bestuurspan sê, ons het nie vergeet van 'n uitnodiging nie. Ons is op pad, ons was verlede week, was ons gewees daarso by met die nuwe program, wat 'n live program is op 'n maandag aand, 'n steelkant. So miskien binnekort dan steel ons 'n kant daarso by Seahawks. Ek kom by Seahawks toe. Blindside. Ja. So weer eens baie dankie vir elke kyker wat inskakel op hierdie program. Sonder julle is ons niks. En van my kant af, goeienag. Ja, en ons spreek die seën toe op die manne van Seahawks. Mag hulle doen wat hulle doen en altyd inplak daar waar die krag is. En van my kant af, Coach A, hy's uit.